Vriende, hartlike goeiemôre. Is heerlik om een en elkeen hier te sien. Ons het enkele afkondigings wat ons graag vir u wil deurgee. Vandag spesifiek is dit die biddag vir bejaardes. En gelukkig is daar mos geen sulke mense hier tussen ons nie, maar ons weet, ons ken ten minste sulke mense en ons wil graag ook in hierdie dag aan hulle dink. Die deurkollekte is vanoggend vir gemeente ondersteuning. Natuurlik is dit skoolvakansie en ek dink almal wat of 'n onderwyser of 'n kind is, het of besluit om die pad te vat of net ten minste alles af te skakel. So die van julle wat hier is, net vir 'n uur moet julle fokus asseblief. Julle kan daarna weer lekker gaan vakansie hou. Dan, ons het gister as kerkraad so 'n bietjie gesels oor waartoe die Here ons wil vat in die jaar 2026. En ons sien regtig uit dat een en elkeen saam met ons die pad stap. Ons hoop dat in die proses dat ons werklik nie net 'n gemeente hier in Hopefield gaan wees nie, maar dat ons 'n kerk vir Hopefield gaan wees. Duidelik vir Hopefield. En dit gaan een en elkeen van ons bydraes, of dit nou in die vorm van fondse is en of dit in die vorm van jouself is, gaan dit van ons vra. Juis ook met die gedagte dat ons vir die Here gaan loof en prys spesifiek vir 175 jaar wat hy ons deur alles heen gedra het. So, met dit as verwysing wil ek sommer vir u dadelik sê, onthou ons kalender hoofblad se kompetisie. Dit gaan die 26ste sluit. Dit is die laaste Sondag van Oktober. So hou dit in gedagte en sorg dat u asseblief daardie oggend voor die einde van die erediens dit by 'n kerkraadslid of by myself dan sal uitkry. Die kerkkantoor is van die 8ste tot die 28ste Oktober gesluit. Sou u enige inligting nodig hê, asseblief, is welkom met enige een van die kerkraadslede, as ook myself te skakel. En ons gun vir julle Willa en Fred 'n welverdiende rus. Asseblief gaan doen dit. Asseblief. Dan Janet het gevra, die vroue diens moet asseblief alle vroue die 26ste, ons sê dit nou al reeds, dat jy 'n knoop in jou oor kan maak, die 26ste Oktober na die erediens vir ons net bymekaar kom in die saal. Daar is een en ander wat gedeel moet word en wat julle op hoogte van sake gebring moet word. Dan voorbring die twee Erikas, Erika Leroux wat geval het en Erika Kirsten wat regtig baie ergerlike griep het. Ons dink aan hulle. Nikkie van Skaakwyk, hy is tans in 'n step-down daar in die Parel en ons dink spesifiek aan hom nadat hy so lank in die ICU was en ons is baie dankbaar daarvoor. Ons dink aan Johan Fourie en Vivian Brenison, ook spesifiek aan die Slabber familie wat ook oom Tertius vroeër hierdie week dan verloor het in die dood. En dan
wil ons u sommer maar net herinner dat die gedenkdiens die 8ste om 3:00 die middag hier uit ons gemeente sal plaasvind. Dan verjaardag. Wie het hierdie week verjaar? O, gelukkig julle verjaar nie meer nie. Maar oom Henry, ek sien nie, hy's hier vanoggend nie. Oom Henry Viola, wat hierso by die Gewels is, ons sê vir hom in sy afwesigheid baie geluk, en ons vertrou ook dat die Here hom in hierdie jaar sal seën met 'n goeie gesondheid spesifiek. Dan aan besoekers hierso, hartlik welkom. Is lekker om vir julle ook hier te sien. Vir al die kleinkinders wat hierso is by oupa en ouma. Ek sien daar is verskeie. Soos dit ons gebruik is, kom ons raak stil en dra hierdie erediens, maar spesifiek ook dit wat die Here jou op hierdie oomblik op jou hart druk om voor hom te bring. Dra dit aan hom op en vra hom om ook sy guns en sy genade en sy liefde daaroor laat uitgiet. Het geleentheid. Gelukkig is die een wie se oortredinge vergewe, wie se sonde bedek is. Gelukkig is die mens vir wie die Here sondeskuld nie toereken nie, en in wie se gees geen bedrog is nie. Geliefdes, ek groet jou in die name van ons Here Jesus Christus, die Vader wat hom gestuur het, deur die werking van die Heilige Gees in ons. Kom ons sing vanoggend 'n skuldbelydenislied. En ek wil dit jy sê ons moet dit hier in hierdie vroeë gedeelte van die diens reeds insluit, omrede ons vanoggend ook gaan stil staan by 'n gedeelte waar ek en jy vir die Here sal moet vra, Here, moet ons nie los nie. Moet ons nie los as gevolg van die sonde wat skeiding maak tussen ons en U nie. So kom ons sing 'n lied 244. Ons doen dit staande en ons sing die eerste 2 verse tot lof van die Here. Alles is genade, onverdiende guns alleen, die verlossing uit die kwade, kan net U, God, verleen. U het ons reeds lang tevore as U eiendom beskou, ons is Christus vasgehou, en hom is ons uitverkore, ons sal oor U liefde juig, dankbaar van U guns getuig. Christus kom deur U ontferming, deur U reik U ons die hand. U neem sonder sin beskerming, liefde verbo ons verstand. Christus red deur sy
dade, ons laat ons die liefde sien, liefde wat ons nooit verdien. Hy herskep ons uit genade, ons sal oor die liefde juig, dankbaar van die guns getuig. Die opsomming van die wet van die Here kom uit Deuteronomium 6, daar van die 4de vers af. Luister Israel, die Here is ons God, die Here alleen. Jy moet die Here jou God met hart en siel lief hê en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek vandag vir julle voorskryf, moet jy op jou hart dra. Herhaal dit vir jou kinders en praat met hulle daaroor wanneer jy in jou huis sit en wanneer jy op pad is en wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan. Bind dit as 'n teken om jou hand en laat dit 'n versiering op jou voorkop wees. Skryf dit op die deurkosyne van jou huis en op jou stadspoorte. Geliefdes, ons kan nie net dit doen wat hier gevra word nie. Ons kan nie dit net gaan dra of as 'n versiering gebruik of mooi netjies daar by my voordeur neersit nie. Ek moet dit doen. Ek moet lief hê. En dit is ook die Here Jesus se opdrag later in die Nuwe Testament. En jy en ek weet, as mense val ons. Maar daarom kom ons buig voor die Here en sê, Here, ons is skuldig, ons weet. Maar vergewe ons. En help ons dat ons opnuut weer na U kyk. Deur die bril wat U vir ons gegee het. Liefde. Kom ons, terwyl ons so sit, kom ons sing daar die lied 511, ook die eerste 2 verse saam.
Kom ons buig die hoofde. Almagtige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Here, in hierdie oggend kom buig ons laag voor U as die enigste God van hemel en aarde. Die God wat ons graag wil dien, maar waar ons soveel keer val. Die God wat ons God is. Maar wat ons weet, ons soveel keer teleurstel. Here, sonder U wil ons nie lewe nie. Ons kan nie. Dankie dat U nie opgee op my nie. Dankie dat U met elkeen van ons nog steeds 'n bemoeienis het. 'n Bemoeienis om ons nader te trek. Al het ons al soveel keer ons rug op U gedraai. Vergewe ons, Here. Gee dat ons, wanneer ons regop kom om die lewe aan te vat, dat ons bly opkyk. Dat ons U voor oë hou elke oomblik. En dat ons die liefde wat U vir ons mee klee, die bloed wat U vir ons gegiet het, dit waardig sal wees. Ja, Here, hier waar ons U woord ook gaan oordenk, wil U vir ons baie spesifiek ook lei. Heilige Gees, wil U dit wat tussen ons en U skeiding maak, wil U asseblief dit wegneem. Ja, Here, hier is ons harte, ons skryf dit op elkeen van ons, sodat ons dit nooit sal vergeet nie. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Vandag se skrifgedeelte vorm deel van 'n trilogie. 'n Trilogie gelykenisse waar die eerste ene daar in hoofstuk 15 van Lukas dan stilstaan by 'n skaap wat verlore gaan. 1 uit 100. Die tweede gedeelte handel oor 'n muntstuk wat verlore gaan. 1 uit 10 uit. En dan 'n sogenaamde verlore seun. 1 van 2. As ons by die skaap gaan stilstaan vir 'n oomblik, sal ons agterkom dat hy maar net verloor gegaan het omdat hy dwaas was. Hy het nie gedink nie. En soos baie van ons die dinkie en ons ploeter maar net voort en dan die volgende oomblik as ons tot verhaal kom, dan is ons diep in die moeilikheid. Die muntstuk het niks gedoen om verlore te gaan nie. Dit het net gebeur. As ons dit deurtrek na die mense toe, dan sal jy en ek weet dat baie dinge oor ons pad kom waar ons mislei word en waar ons dan verlore gaan. Maar God sal in so 'n geval juis diegene wat
aanleiding gee dat hulle medemens tot 'n val kom. Nie ongestraf laat nie. Die seun aan die ander kant het doelbewus verlore gegaan. Hoekom? Hy het self daaroor besluit. En sy rug op sy pa gedraai. En dit is dan ook by hierdie laaste gelykenis wat ons vandag 'n bietjie gaan stil staan by. Dit word met reg as seker een van die heel beste kortverhale van alle tye beskryf. Nou net so 'n bietjie agtergrond, die Joodse wet het gestipuleer dat 'n pa nie sy eiendom aan enigiemand sommer net so kan bemaak nie. Volgens Deuteronomium 21 vers 17 moet 2/3 in hierdie geval dan na die oudste seun toe gaan. Die ander derde kan na die jonger ene toe gaan. So met ander woorde, dis substansieel baie meer wat hierdie ouer boetie dan kry. Daar was ook glad nie 'n reël dat die pa nie voor die tyd sy eiendom, sy rykdom kon uitdeel nie. Maar dit sou van hom afhang. Hy sou besluit het of hy vroeër, soos baie van u dalk die plaas op 'n vroeë ouderdom reeds vir een van die seuns gegee het. Dit het en dit was altyd die pa se besluit. Maar hier gebeur iets anderster. So kom ons kyk in Lukas 15 daarvan het die 11de vers wat hier gebeur. Ek lees vir u. Verder het hy gesê, dit is Jesus, 'n man het 2 seuns gehad. Die jongste een van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. Hy het toe die besittings tussen hulle verdeel. Nie lank daarna nie het die jongste seun al sy goed in geld omgesit en na 'n ver land gereis en daar alles wat hy besit het deur losbandige lewenswyse verkwis. Teen die tyd dat hy alles uitgegee het, het daar 'n baie ernstige hongersnood in daardie land uitgebreek en hy het begin gebrek ly. Hy gaan werk toe by een van die in daardie land sy inwoners wat hom na sy boerdery gestuur het om sy varke op te pas. Hy het gewens dat hy sy honger kon stil met die pele wat die varke gewoonlik gevreet het, maar niemand het vir hom daarvan gegee nie. Toe het hy egter tot sy sinne gekom en gesê, hoeveel dagloners van my pa het oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van honger. Ek sal opstaan en na my pa gaan en vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en in u oë. Ek is nie langer werd om u seun genoem te word nie. Behandel my soos een van u dagloners. Hy het toe opgestaan en na sy vader gegaan. Hy was nog ver toe het sy vader hom al gesien. Hy het hom innig jammer gekry en na hom gehardloop, hom omhels en hom gesoen. Die seun sê toe vir sy vader, Vader, ek het gesondig teen die hemel en in u oë. Ek is nie werd om u seun genoem te word nie. Maar sy vader het sy slawe opdrag gegee, bring gou 'n lang stola, die beste ene, en trek dit vir hom aan. Gee vir hom 'n ring vir sy vinger en sandale vir sy voete. Bring vir ons die vetgemaakte kalf, selfs 'n slag dit en laat
ons eet en feesvier, want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword. Hy was verlore en is weer gevind. Toe het hulle begin 'n fees vier. Geliefdes, en julle weet wat ook met die ouer seun gebeur het, waar hy letterlik briesend kwaad geword het. Ons lees daar in vers 28, hy het briesend kwaad geword en wou nie ingaan nie, met ander woorde daarna waar daar fees gevier word nie. Maar sy vader het uitgekom en mooi met hom gepraat. Maar hy het vir sy vader gesê, kyk, ek sloof my al soveel jaar vir u af en het nog nooit 'n opdrag van u verontagsaam nie. En vir my het u nooit eers 'n bokkie gegee nie, sodat ek saam met my vriende kon feesvier nie. Maar toe hierdie seun van u terugkom, wat u besittings op prostituie uitgemors het, slag u vir hom die vetgemaakte kalf. Toe sê hy vir hom, my kind, jy is altyd by my en alles wat myne is joune. Ons moet feesvier en bly wees, want jou broer was dood en hy het lewendig geword. Hy was verlore en is weer gevind. Tot sover. In hierdie verhaal tref ons 'n baie arrogante jongman aan. So arrogant dat hy vir sy pa sê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. Die seun wou sy erfdeel dadelik, soos in onmiddellik hê. Hy wou nie wag nie. En letterlik, hy wou nie wag totdat sy pa eers afgesterf het nie. Hy wou dit gehad het voordat hy afgesterf het. Die pa aan die ander kant het nie 'n argument daarvan gemaak nie, en alhoewel hy sekerlik ook hartseer was, het toe sy eiendom tussen die twee seuns van hom verdeel. Vir die jongste syne gegee, juis om te doen wat hy beplan het. Nie lank daarna nie lees ons, het die jongste sy deel geneem en sy vader huis verlaat, en vinnig die geld uitverkoos daar in 'n vreemde land. En geëindig tussen die varke. Varke wat hy moes opgepas het. En soos ons al soveel keer daarvan bewus gemaak is, was dit eintlik iets wat totaal en al teen die Joodse wet was. Enige Jood wat vir 'n vark sou kos gee, sou vervloek wees. Hoe vernederend was hierdie absolute enigste uitweg wat hy moes volg. Honger en vernederend het hy daar gesit en begin verlang na wat hy gehad het. Na die mooi dinge. Hy het verlang na sy huis, na sy pa. En Jesus gebruik dan die volgende woorde. Toe het hy egter tot sy sinne gekom. Een kommentator sê, dit is seker die mooiste kompliment wat Jesus vir die mens kon gegee het. Dat hy tot sy sinne gekom het. Hy het daardeur gesê dat hy wat Jesus geglo het, alleen wanneer die mens tot ware self-evaluering kom, hy homself ondersoek en terugdraai na God toe, kan hy werklik homself wees. Vir Jesus was dit dus
alleenlik wanneer die mens na God toe kom en by hom is, in sy teenwoordigheid wandel, dat hy werklik homself was. Soos God hom gemaak het en soos God bedoel het, jy en ek moet leef. Die verlore seun se belydenis was met ander woorde, hy het besef dat sy besluit om die huis te verlaat was wat? Net eenvoudige dwaas besluit? Nee. 'n Praktiese fout? Nee. Onomwonde was dit sonde. Niks minder nie. Eerstens teenoor God, die een wie vir hom die liefdevolle pa gegee het, en dan besef hy ook hoe ondankbaar en selfsugtig hy eintlik was. Hy kan homself nie meer hierdie liefdevolle pa se seun noem nie. 'n Totale verandering in die verhouding teenoor die lewe, teenoor sy pa, maar veral teenoor God was nodig. En dan besluit hy om terug te gaan na sy pa toe. Hy besluit dat hy hom moet smeek om hom nie as seun terug te neem nie, maar as een van sy werkers, 'n dagloner. En selfs in hierdie woord dagloner lê daar iets baie besonders. 'n Gewone slaaf was destyds deel nie net van die huishouding nie, maar hy het deel van die gesin geword. 'n Dagloner was een wat elke dag sy betaling kon gekry het en wat aan die uiteinde enige tyd sy werk kon verloor het. Die seun het hom dus nie eens meer as hierdie pa se familielid gesien nie. En toe die oomblik uiteindelik aanbreek dat die seun vir sy pa moet sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en in u oë. Ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Lees ons dat sy pa hom met blydskap terugverwelkom het. Toe verskyn die ouer broer op die toneel. Die aand was daar groot feesvieringe aan die gang, maar nie almal het hierdie feesvieringe verwelkom nie. Die oudste seun het natuurlik gehoor wat gebeur het en hy was absoluut ontevrede en het kwaad geword vir sy pa. Hy was natuurlik geensins bly oor hierdie jonger broer wat sy opwagting gemaak het nie. So teken Jesus die selfgeregverdigde Fariseërs en skrifgeleerdes in hierdie verhaal. Hy sal eerder 'n sondaar laat verlore gaan, hierdie Fariseër, as wat hy hom sal help om by die Here uit te kom. Die oudste broer het geweier om deel te raak van hierdie feesvieringe. En vol verwyte vir sy pa gesê, kyk, ek sloof my al soveel jaar vir u af en het nog nooit 'n opdrag van u verontagsaam nie. En vir my het u nog nooit eers 'n bokkie gegee om saam met my vriende te kan geniet nie. Wat erger is, hierdie oudste seun ontken dat hy 'n broer het. Hy verwys in die laaste gedeelte na hierdie seun van pa. Hy wat die ou boet is, was nog altyd die getroue seun. Hartseer, né? En so word hierdie seun sy eienskappe een na die ander geteken.
Hy het 'n houding dat hy jare lank al sy pa gehoorsaam. Maar dit is bloot net 'n verpligting. En geensins liefde wat daarmee gepaard gaan nie. Sy houding het ook geen simpatie teenoor sy broer uitgebeeld nie. Dit was 'n ander man se seun. Liefde, weer eens, was nie ter sprake nie. En hy het uiteindelik net die slegte van sy broer gedink. Hy het hom beskuldig van allerlei. En eintlik gesê, ek wil jou nie ken nie. Maar kom ons verskuif ons aandag na die pa. Na regte moes hierdie verhaal nie die verhaal van die verlore seun gewees het nie. In die 2020 vertaling word dit al beter verwys na die pa met die 2 seuns. Hierdie verhaal moes eintlik gewees het die liefdevolle Vader. Soos ons weet, gaan hierdie gedeelte oor ons Vader wat in die hemel is, wat elkeen van ons vir ons oortredinge vergewe. Hierdie pa het gewag, gehoop dat hierdie seun van hom wat afgedwaal het weer sal terugkeer. Hy het altyd aan hierdie verlore en verdwaalde kind bly dink. Hy het bly na hom verlang. Bly wonder, waar is hy? Vir hom bly bid. En nooit moed opgegee dat hy sy pad huis toe sal kry nie. Hy was letterlik die wagtende pa. Hy moes sekerlik bly uitkyk het of sy seun nie al in die pad afkom. Die pa, toe hy hom sien, het hom innig jammer gekry. Hy het na hom gehardloop, hom omhels, hom gesoen en alles nog voordat sy seun een enkele woord kon uitkry. Is dit nie onvoorwaardelike liefde nie? Juist dit is die wonder waarmee God elkeen van ons hanteer. Kom ons kyk 'n bietjie dieper na wat hier gebeur. Hy het hom innig jammer gekry. Die pa se gemoed moes so vol gewees het, nie net om hom weer te sien nie, maar om te besef dat sy seun nie meer die seun was wat die huis verlaat het nie. Die lewe het hom 'n hele paar houe toegedien. Tog was sy hele houding teenoor sy pa anders. En het begin spreek van diepe liefde. Hierdie pa het na sy seun gehardloop. Al was hy al gevorderd in sy jare. En al was hy destyds nie veronderstel as 'n edelman om enigsins te hardloop nie. Niks kon hierdie pa weerhou het om so vinnig as moontlik by sy seun te kom nie. Hy het sy arms om hom gesit en hom liefdevol omhels. Spreek die pa se optrede nie alles daarvan dat hy sy seun klaar vergewe het nie? En dan is dit net die pa wat sy seun met gevoel en deernis onophoudelik soen. Vol berou het hierdie seun vir sy pa begin sê, dit wat hy hom voorgenem het om te doen: Vader, ek het gesondig teen die hemel
en in u oë, ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. En of hy wou nog sê, behandel my soos 'n dagloner. Maar sy pa het hom nie kans gegee nie. Hy het vir hom dadelik laat 'n stola aantrek en 'n ring aan sy vinger en sandale aan sy voete. Maar dit was nie sommer enige klere nie. Dit was die heel beste. Weereens laat Jesus ons hier in verwondering staan. Dit was die pa wat vir sy seun laat aantrek het. Om simbolies te wys wat die Vader met ons doen. Hierdie lang stola word juis aangetrek as 'n baie eervolle gewaad wat die skrifgeleerdes of die priesters of geleerdes destyds gedra het. Juis om hoë status aan hierdie seun te gee wat teruggekom het. Dit is die heel beste. Die ring was heel moontlik 'n seelring om weer eens gesag te wys. Die sandale het hy hom vir hom laat aantrek omdat hy nie 'n slaaf was nie, omdat hy nie 'n bedelaar was nie, maar 'n vry man. En einde ten laaste beveel die pa dat die vetgemaakte kalf moet geslag word. En hy sê, want die seun van my was dood en het weer lewendig geword. Hy was verlore en is weer gevind. En let op hierdie dubbel kontras wat Jesus in sy woorde vir ons deurgee. Dood, lewendig, verlore, gevind. En Paulus help ons om dit beter te verstaan, veral wanneer ons dit uit 'n geestelike perspektief na kyk. Hy sê, julle was dood deur die oortredings en die sonde waarin julle van tevore geleef het, volgens die bose lewenswyse van hierdie bedeling. Lukas skryf later in hoofstuk 19, die seun van die mens het gekom om diegene wat verlore is te soek en te verlos. Ons moet echt mooi oplet dat die verlore seun nie terugkeer en in sy posisie heraangestel word wat hy was nie. Dinge het verander. Wat interessant is, hy het iets meer as voorheen ontvang. Hy het geen erfdeel op enige deel, of erfreg eerder, op enige deel van sy pa se oorblywende eiendom gehad nie. Want alles het aan sy broer nou behoort. Maar hy het 'n wonderlike voorreg om net uit sy pa se genade te leef. En daarom is sy verbinding aan sy pa nie meer die rykdom wat hy as erfdeel sou ontvang nie, maar sy pa se goedheid, sy genade en sy liefde. Die ring was aan sy vinger gesit en dit het wel gesag, hy het daardeur wel gesag ontvang om namens sy pa weer op te tree. Maar nou leef hy uit dankbaarheid. Uit dankbaarheid wat hy van sy pa ontvang. Ten spyte van al die verwyte wat die pa deur sy oudste seun toegesnou was, het hy probeer om hierdie seun te laat besef dat niks van sy erfporsie na sy broer toe sou gaan nie. Alles
Alles wat hy besit het, was die oudste seun se. Maar hoe meer die seun sy ontevredenheid te kenne gegee het, hoe meer wou die pa net vir hom sê, hoor wat ek sê, jy het alles wat ek vir jou wil gee. Daar moes geen afguns tussen die broers eintlik gewees het nie. Die pa het egter die jongeling sy tuiskoms kom vier omdat hy dood was, omdat hy verlore was, maar teruggekeer het na hom waar hy na verlang het. Hartseer genoeg was dit presies hoe die Fariseërs en die skrifgeleerdes ook nie kon verstaan het hoekom Jesus met die tollenaars en met die sondaars gesit het nie. Tog my vriend, is God die Vader van beide, die oudste en die jongste seun, ook die Vader van albei verlore seuns. Ons moet nie dink, omdat ons altyd deur by hom is, in sy huis is, soos vanoggend, sy woord hoor en aan hom lof en eer bring, dat ons dalk nie kan afdwaal nie. Hierdie verhaal vertel ons van 'n buitengewone aard van God se vergifnis, wat vol liefde en aanvaarding is. 'n Vaderhart wat oorloop van liefde. Al is jy en ek hoe dwaas, al rebelleer ons, en al loop ons sonder liefde rond, hy wag laat ons huis toe kom. Ons sien dit in die optrede van hierdie pa deur sy inisiatief en geduld teenoor beide sy seuns. God wys vir ons liefde onvoorwaardelik. Mag ek en jy besef dat ons Vader vir ons wag. Hy bly wag. Hy wag en hy hou die pad dop om te sien wanneer ons terugkeer na hom, sodat ons kan huis toe kom. Sy vaderhart sal bly wag, sal bly hoop, sal bly verlang, totdat ek en jy tuis is. Ek wil graag afsluit met die volgende lied. En ek wil graag hê jy moet luister, spesifiek na die woorde. Is fast asleep, but my heart is well awake. All my thoughts, they trouble me, and it's more than I can take. More than I can hold.
Here, ek smeek U. Moet my nie los nie. Vergewe my en trek my weer nader. Om Christus wil bid ons dit. Amen. U het geleentheid vir die liefdegawe. Kom ons sluit ons saamwees vanoggend af met die sing van lied 510, Genade onbeskryflik groot. En ons sing daar die eerste 3 verse saam. Onbeskryflik groot het U aan my bewys, verlore siende wegloopkind, weer in die Vaderhuis. Ek is die naam van kind nie werd, wou self my sake reël. Heilige ganse tyd en geld, het letteloos verspeel. Maar U sien ver, oneindig ver, U sien my ondergrond, nog voordat ek ons held bely, druk U my aan die mond. Geliefdes, mag jy hierdie week 'n honger en 'n dors hê om terug te keer na die Vaderhuis. Terug te keer na hom wat vir ons staan en wag. Ontvang sy seën en gaan in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van sy Heilige Gees bly met julle almal. Amen.